Geseënd is die koninkryk van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Welkom by hierdie tweede video in ons gespreksreeks vir hierdie jaar. Ek het die vorige video, die eerste een, geëindig deur te sê dat daar baie is wat die ortodokse kerk met ander Christelike kerke deel, maar dat daar ook belangrike verskille is. In hierdie video wil ek oorsigtelik praat oor die verskille tussen die ortodokse kerk enerzijds en die katholieke kerk anderzijds, aan wie dit nader staan as aan die protestantse kerk, omdat, soos julle sal onthou, die ortodokse en katholieke kerke vir meer as 1000 jaar een kerk was. Maar voordat ek oor die verskille praat, kom ons praat oor die feit dat die ortodokse kerk sigself die ortodokse katholieke kerk noem. Wat bedoel ons dan daarmee? En beteken dat ons eintlik so van closet Catholics is? Laat ek begin deur te sê wat katholiek beteken. Dit kom van die Griekse woord katholikos, wat universeel beteken. Dit is die eerste keer gebruik deur die heilige Ignatius, die biskop van Antiochië, in een van die 7 briewe wat hy geskryf het, kort na die 1ste eeu, op pad na sy marteldood in Rome. Dit was 'n tyd toe die kerk oor haarself begin wonder het en gevra het hoe en wat haar onderskei van die Joodse geloof waaruit sy voortgekom het en van die heidense wêreld waarin sy haar bevind het. Teen die agtergrond het Ignatius klem gelê op 2 eienskappe van die kerk, naamlik die biskop en die nagmaal. Want hy sien die kerk as hiërargies en sakramenteel en hy skryf soos volg: waar die biskop ook al is, laat daar 'n menigte mense ook wees, net soos waar Jesus Christus is, die katholieke kerk ook is. Ignatius bedoel hiermee dat die universele kerk, die geheel van die kerk, wat onderskei word van byvoorbeeld die gemeente in Smyrna, aan wie die betrokke brief gerig is. Mens moet onthou dat die gemeentes destyds klein en baie geïsoleerd was, en dit was daarom belangrik om hulle te laat verstaan dat waar hulle ook al is, daar is Jesus Christus, en waar hy is, daar vorm die klein gemeentetjie 'n deel van die geheel van Christus se kerk op aarde. Na Ignatius het verskeie ander antieke skrywers van die kerk ook die term gebruik. Dit is gebruik in die skrif Die Martelaars van Polycarpus in 156, deur Tertullianus in die 200, Clement van Alexandrië in 202, Cyprianus van Carthage in 256 en Cyril van Jerusalem in die 4de eeu. So dis 'n baie ou term. Hierdie skrywers het toenemend die term gebruik om die eenheid van die kerk teenoor ketters te beklemtoon. Die term katholiek is dan ook in die eerste geloofsbelijdenis van Nicea in 325 gebruik om die kerk te beskryf as een heilige katholieke apostoliese kerk. In die apostoliese geloofsbelijdenis wat in die gereformeerde kerke gebruik word, is katholieke met algemene vervang, wat natuurlik nie dieselfde is nie, maar 'n mens verstaan dit omdat dit katholiek daarom net te veel na die katolicisme geklink het. Die term katholiek is nog later gebruik om die eenheid tussen die westerse kerke en die oosterse kerk aan te dui. Maar die betekenis het ook ryker geword, soos vir die kerk algaande meer volledige idees begin ontwikkel het, van wat dit beteken om kerk te wees, soos dat dit verwys na die kerk se universele eenheid, en die kerk se allesomvattende bewustheid van haarself as 'n saadjie wat in die wêreld gegooi is vir die mense verlossing. So, dis 'n term met verskeie betekenisvlakke. Daarmee dan voort na die verskille met die katholieke kerk. Ek wil hierdie verskille opdeel in 3 oorkoepelende en meer formele kategorieë van verskille tussen die 2 kerke, wat te maak het, eerstens met gesag en struktuur, tweedens met geloofsleer en teologie, en derdens met liturgie en aanbidding. En dan is daar ook verskille wat moeiliker is om te klassifiseer, maar wat net so belangrik is, en daaroor praat ek aan die einde. So kom ons val weg en begin met gesag en struktuur. Die katholieke kerk, soos julle seker weet, het 'n paus aan die hoof daarvan, wat universele gesag het en wat onfeilbaar geag word. Met ander woorde, dat hy nie foute kan maak nie, wanneer hy praat oor geloofsake en morele kwessies ex cathedra, met ander woorde, uit hoofde van die gesag van sy ampt. Hierteenoor, soos ek al gesê het, die ortodokse kerk 'n hele aantal patriarge, waarvan die patriarg van Konstantinopel die eerste tussen gelykes is.
So daar is geen universele finale gesag vir enige van hierdie patriarge nie, en nie een van hulle is onfeilbaar nie. Die uiteindelike gesag berus by die geheel van die kerk wanneer dit in ekumeniese konsilies of rade van biskoppe praat. En daarvan gepraat, die ortodokse kerk erken net die eerste 7 konsilies, van 325 tot 787 na Christus, terwyl die katholieke kerk 21 ekumeniese konsilies erken, insluitende die konsilies van Trent, van Vatikaan I in die 9de eeu en van Vatikaan II, so onlangs as die 1960s. Tweedens wat betref die geloofsleer en teologie, hier verskil die kerke eerstens oor die sogenaamde filioque kwessie, wat op die oog af die strooi was wat die kameel se rug gebreek het en die skeuring tussen die kerke veroorsaak het. Filioque is Latyn vir en die seun. Filio, seun, que, en. En dit is 'n toevoeging wat die katholieke kerk gemaak is by die geloofsbelijdenis van Nicea. Wanneer in die geloofsbelijdenis van Nicea gesê word, die Heilige Gees wat van die Vader uitgaan, dan voeg die katholieke by wat van die Vader en die Seun uitgaan. Vir die ortodokse kerk is hierdie toevoeging tot die geloofsbelijdenis deur die katholieke om 'n hele paar redes problematies, maar vir ons doeleinde staan ek net gou by 2 stil. Die eerste een is dat dit lei daartoe dat dit 'n oordrewe rol aan Christus toegeken word, in verlossing en in vergoddeliking, ten koste van die rol van die Heilige Gees. En tweede, is dat dit 'n besluit is wat eensaidig deur een deel van die kerk geneem is, sonder instemming van die res van die kerk. Dan verskil die kerke ook oor die oordrag van sonde. Die katholieke kerk praat van oorspronklike sonde, of original sin, wat beteken dat die skuld vir Adam se sonde van geslag tot geslag oorgedra word, en daarmee God se woede oor die sonde. Hierteenoor praat die ortodokses van oorgeërfde sonde, of ancestral sin, wat daarop dui dat die verderf en dood van die sonde van geslag tot geslag oorgedra word, maar nie die skuld nie. Dit is 'n baie minder legalistiese manier van kyk na die sonde, wat baie minder klem plaas op 'n woedende en wraakgierige God. Die volgende verskil is die sogenaamde onbevlekte ontvangenis of the Immaculate Conception van Maria. Omdat die katholieke meer met skuld vir die sonde van Adam werk, en Maria daarom ook hierdie skuld sou hê, omdat sy dit oorgeërf het, is die dogma van die onbevlekte ontvangenis van Maria ontwikkel, wat dan daartoe sou lei dat sy ontsnap aan God se woede en oordeel vir die oorgedraagde sonde, of die oorgedraagde sonde skuld liewer. Die ortodokse kerk aanvaar nie die dogma nie en vind dit onnodig, omdat hulle nie die oordrag van skuld aanvaar nie. Die volgende verskil is dat die katholieke die leer van die vagevuur of purgatory aanvaar, wat 'n staat van suiwering is na die dood. Hierteenoor aanvaar die ortodokse kerk dat daar vir die afgestorwenes gebid kan word, maar ons aanvaar nie hierdie leerstelling nie, omdat omdat ortodokses die suiwering van die siel in 'n meer mistiese sin sien. Dan wat betref liturgie en aanbidding, is die eerste en ooglopende verskil dat die Latynse mis normaalweg heelwat korter is as die ortodokse liturgie. Wat betref die nagmaal, gebruik die katholieke ongesuurde brood. Dis hoekom die nagmaalbrood so plat is, so 'n ronde wyfertjie. En in die kerk die leer van transubstansiasie van die brood en die wyn in die liggaam en bloed van Christus ontwikkel. Wat werk met die Aristoteliaanse idee van die verskil tussen die substansie en die voorkoms van brood en wyn. Hierteenoor word in die ortodokse kerk ingesuurde brode gebruik, en alhoewel ons aanvaar dat die brood en wyn die liggaam en bloed van Christus word dit nie so definitief in Grieks filosofiese terme gesien. Wat betref die ander sakramente is daar ook klein verskille tussen die ortodokse kerk en die katholieke kerk, byvoorbeeld hoe gedoop word, of die huwelik 'n onbreekbare band is, of priesters getroud mag wees en so aan.
Nog 'n verskil is dat in die Weste het kerkkuns die gang van sekulêre kuns gevolg. En daar is dikwels van beelde gebruik gemaak. Die ortodokse kerk gebruik net ikone met die uitsondering van die beeld van Christus aan die kruis wat in Russiese kerke gebruik word. En dan die Katolieke kerk gebruik instrumentele musiek saam met sang, terwyl die ortodokse kerk altyd a cappella musiek gebruik en baie konservatief is oor die aanvaarding van nuwe musiek. Naas hierdie oorkoepelende verskille is daar belangrike verskille tussen die Katolieke en die ortodokse sienings van redding en heiligmaak. Ek staan by net een stil. Die Katolieke kerk het geen plek vir die hesychasme, die soeke van God in stil worde nie, terwyl dit 'n sentrale begrip in die ortodoksie is. Daarom gebruik die Katolieke kerk feitelik nooit die Jesusgebed nie, en is hulle begrip van meditasie ook heeltemal anders as in die ortodokse kerk. Die laaste verskil waar ons moet praat is die verskillende kulturele en geestelike beklemtonings tussen die kerke. In die algemeen is die Katolieke kerk meer rasioneel, sistematies, juridies en met 'n sterk skolastiese onderbou wat voortvloei uit die teologie van Augustinus, maar veral ontwikkel is deur Thomas Aquinas en ander in die middeleeue. Die skolastiek is 'n dialektiese werkswyse wat werk met definisies, onderskeide in kategorieë en rasionele argumente. Hierteenoor vind 'n mens interessant genoeg in baie Katolieke lande, veral in die warmer lande, 'n baie sterk emosionele spiritualiteit by die Katolieke. Die ortodokse kerk het 'n baie meer mistiese, apofatiese teologie, wat telkens stuit voor dit wat seker en bekend is van God. En wat nie naaste by so sterk sistematiese, juridiese, rasionele onderbou het, soos die Katolieke kerk nie. Die Katolieke kerk is ook baie meer aktivisties, sosiaal gesproke, en gerig op aktiewe sending as wat die ortodokse kerk is, wat 'n baie groter klem plaas op die liturgiese lewe en die persoonlike vergoddeling en teose. Ten slotte moet 'n mens noem dat daar sedert die begin van die 20ste eeu verskeie pogings was om die ortodokse en Katolieke kerke te verenig, of minstens nader aan mekaar te bring. Een van hierdie pogings het bygedra tot die stigting van die Wêreldraad van Kerke, die grootste en oudste ekumeniese organisasie in die wêreld. Dit het ook meer onlangs daartoe gelei dat die wederwysige kerkban tussen die kerke wat in 1054 gebeur het, opgehef is. Maar steeds bly die fundamentele verskille tussen die kerke maar daar. Dit dan al wat betref die verskille tussen die Katolieke en die ortodokse kerke. Die volgende video sal handel met die verskille en daar is baie tussen die ortodokse kerk en protestantse kerke. Goed gaan. Totsiens.